naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ons is so geneig om dankie te sê vir die gesondheid wat hy vir ons gee. Ons vergeet om dankie te sê. Amen. Ons wil net altyd sê, Here help asseblief, Here help. Maar die Here se hand is nie te kort om te help nie. Nou wil ek jou môre vra, is jou hand miskien bietjie kort om te sê, Here, dankie. Dankie dat U my beskerm het. Dankie dat U my deurgedra het. Dankie dat U vir my nog asem in my longe gee. Dis net Yahweh, Yahweh. Elke asemteug van jou vermoere roep jy uit, Jesus, Jesus, Jesus in elke omstandighede, Jesus vir 'n deurbraak, Jesus vir finansies, Jesus vir jou familie, Jesus vir jou werk, Jesus vir nog 'n kontrak. En terug het ek gesê, miskien moet ons, toe die Here dit op my hart lê, miskien moet ons met elke besigheidstransaksie na die Here toe hardloop. En ek het kommentaar gekry rondom dit. Maar vir jou besigheid, sê jy dankie dat Jesus ingryp in jou besigheid. Of vat jy alles vir granted? Want as God nie in jou besigheid is nie, gaan jou besigheid vou. Want dit is Jesus wat die weg is. Jesus is die waarheid. Hoor mooi, as Jesus nie in jou besigheid is vandag nie, gaan jou besigheid dit nie maak nie. As Jesus nie in jou huisgesin is nie, gaan jou huisgesin dit nie maak nie. Jesus is die weg. Jesus is alles. Amen. Want wanneer ons Jesus begin eers stel, gaan die goed begin gebeur. Amen. Mag julle Jesus, Jesus, Jesus roep. In elke omstandighede. Al werk jy vir 'n baas, het jy autoriteit in Jesus Christus om Jesus te roep in daai besigheid. Jy het autoriteit wat Jesus vir jou gegee het om uit te roep, Jesus, our provider, Lord, provide. Maar gaan ons om dankie te sê. As jou eienaar waarvoor vir wie jy werk, nie vir die Here dankie sê vir die besigheid nie, neem jy dan autoriteit vandag en sê, Here Jesus, dankie dat U my maatskappy waarvoor ek werk, my bron van inkomste wat U vir my gee, deur die maatskappy waarvoor ek werk, bless. Dankie Here Jesus. Dankie. Ons sê amen en amen en amen. Dis welkom is 'n plekke te neem. My tema vir oggend is bekleed of gekleed met Jesus Christus. Amen. Ek wil vinnig vir julle vra, wie het al gesien as jy by 'n gimnasium of 'n gym, ander mense ken dit as 'n gym, kom en die ouens stap die oggend in by die gym met daardie, ek weet nie, maar ons net iets in daai hempies wat jy kry. Daai ding laat jou net sterk lyk. Ja, help my sterk lyk hempies. Wie van julle ken dit? Ja, julle ken dit.
Maar jy sien daai ou stap daarin met sy toksakkie, met sy lekker tekkies. Die gaat hy nou oefen. Waterborreltjie, die gaat hy. Maar wanneer hy so 40 minute of 'n uur daar binne gespandeer het, en hy kom uit, handdoek kom hy net, dan lyk hy groot. Ek verstaan nie wat dit 40 minute of 'n uur in 'n gym kan doen. Dit nie. Ja. Spiere gebou. Ja nie, hulle daai, ek dink as daai ysers gebuig. Daar binne moes hulle iets gedoen het. Vir die wêreld. Like a warrior. So. Sterk. Hoor my mooi, ek het niks teen mense wat gym nie, niks, hoor my mooi. Ek het ook op 'n tyd gegym in my lewe. Dit lyk goed as iemand goed lyk. Maar party mense oordoen dit net bietjie. Hy kan nie sy oor en arm kom net hierso. Want hierdie pompos is seker goed. Ja. Hulle gaan seker elke oggend daar by die Caltex garage of iets en sê hulle pomp bietjie vir my so 2 bar hier. Hoor mooi. Die wêreld wil hê jy as kind van God, as 'n warrior, moet jy so lyk. Hulle sien iemand wat sulke muscles het, wat alles reg beklei in die lewe en nooit terugstaan vir niks nie. Dit is wat die wêreld sien, is 'n warrior. Maar in die koninkryk begin ons nie by 'n geveg nie. Ons begin by 'n identiteit. Yes. Dit begin by jou identiteit in Jesus Christus. Voordat God 'n warrior maak, bou hy eers identiteit. Wanneer jy hart vir Jesus gegee het, word jy sy kind. Jy kry 'n identiteit van, ek is nie meer 'n wêreldskind nie, ek is nou 'n kind van Jesus. Jy veg nie meer om te bewys wie jy is nie. Want die geveg is reeds gewen. Want die geveg het Jesus Christus aan die kruis gewen. Amen. Ons hoef nie meer hierdie poppos te gooi om alles te wil regslaan in die lewe nie. Die geveg behoort nie aan my en jou nie. Want ons veg nie met hierdie nie. Ons veg op ons knieë. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus. Amen. Nou gaan ek so sê, om Jesus aan te trek. Toe ek die woord kry, sê ek nou maar, trek Jesus aan. Here sê, dis die woord. Beklee jou met Jesus Christus. Om Jesus aan te trek, as ek dit so kan verduidelik vir jou, moet jy Jesus se hart begin hê. Jy moet Jesus se karakter hê. Jy moet Jesus se hart vir die medemens hê. En ons kom kort op daardie een. Ons as mens kom kort om 'n Jesus se hart vir ons medemens te hê. Om Jesus se hart te hê vir as iemand voor jou indraai. En hierdie week toe ry ek werk toe, die volgende oomblik toe, hoor ek net 'n hoeter agter my. Dis daar 'n man wat vir jou agter my hoeter druk om voor my in te druk.
Hy klim op die sy paadjie om voor my te druk. Nou dog ek my mens, waar kom jy nou vandaan? Dis 'n dubbelbaan. Die kar is voor my, agter my, maar hy wil nou hier voor my in. 2 wiele op die sypaadjie, 2 wiele in die teerpad, op die geellyn, die gat ons. Maar ek hoef nie vir julle te sê wat sy bestuurder is nie. Ek glo elkeen van julle sal weet wat sy bestuurder is dit. Maar wat se gevaar stel so ou vir iemand anders in sy lewe in? Sê nou miskien hardpas was en gesê ja, wat jy ek ry mos nou my baan. Dis maar ek betaal ek my lisensie. My kar is padwaardig. Sy lisensies kyk ons op datum. Ek het ook reg van toegang op die pad. Sê ek nou besluit het nie, ek ry vorentoe wat dan? Gaan er miskien 'n ongeluk gebeur. En so maklik vandag. Niemand wil terugstaan nie. Ek het my reg en ek gaan nou ry. En soveel keer gebeur dit dat die ou in die ander kar 'n geweer uithaal. Want jy wil nie vir hom pad gee nie. Dan kan jy doodskiet. Iemand onskuldig, nie eers as ek nou vat as ek gery het en die ou het gery en hy het op my geskiet. Miskien het hy my misgeskiet en iemand anders het geskiet. Ek gee nou 'n voorbeeld. Iemand onskuldig, nie eers in die wat betrokke was nie, verloor sy lewe. Net om ek wil 'n wêreldse warrior wees. Ek wil vir die wêreld wys I will los. Nee. Dink vandag aan 'n soldaat. As jy 'n soldaat sien, jy gaan weet wie is sy bevelvoerder. Jy gaan weet in wat se mag is hy. Deur sy uniform. Maar as ek vat deesdae se soldate trek nie aan of hulle trots is om 'n soldaat te wees nie. Ek onthou die stories toe ek jonger was, my pa ons vertel altyd daardie skoene moes geblink het of jy stofpad gehardloop het as jy daar stop. Moet hy skoene se punte blink. Daar kom gereeld by ons werk. Waar ek werk, mense van die goewerment, van die militêre. Dan kyk ek net so en dink ek, waar is die trots vandag? Jy dra daai baadjie, daai hoed, daai badge, alles. Waar is die trots vandag om te sê, weet jy wat, ek is 'n warrior. Daar's nie meer daai trots nie. Maar wanneer jy 'n ou kry wat met trots sy uniform dra, kan jy sien wie en wat hy is. Sy uniform spreek sonder hy enigiets moet sê. Net so moet ek in jou lewe ook getuig aan wie ons behoort. Wanneer mense na jou kyk, wat sien hulle? Sien hulle net jou gebrokenheid, jou verlede, al jou swakhede raak? Of begin hulle Jesus herken in jou lewe? Efesiërs 6:10 herinner ek vir my en vir jou, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. My en jou krag
is nie in onsself nie. My en jou krag is van wie in ons woon. Daar kom tye in elkeen se lewe wat ons fisiese krag ons nie kan deurdra nie. Jou fisiese krag gaan jou teleurstel. 'n paar jaar terug kon ek 'n troktyre met 'n rim net so opvat, maklik. Maklik, net so. Laai sommer 2 met 'n hap alles op, maklik. Maar vandag, nee, toe kom ek agter. My krag is nie meer waar dit was nie. Ek praat van my fisiese krag. Dit wat in hierdie poppos sit. Miskien moet ek daar by die garage dat er 'n bietjie eer voor. Twee bar. Maar dis nie waar dit gaan nie. Dis nie waar dit gaan vandag nie. Ons krag en ons sterkte is in Here Jesus Christus. As 'n kind van God, moet ek en jy weet, ek en jy hoef nie sterk genoeg vir alles te wees nie. Want Christus is ons sterkte. Hy is ons krag. Hy is die een wat vir ons elke dag help. Maar as jy nie weet wie jy in Christus is nie, sal elke geveg probeer om jou identiteit te steel. Elke struikelblok wat jy het, sal jy identiteit steel. Want die vyand sal kom en vir jou sê, jy is 'n mislukking. Jy is 'n niks nie. Jy beteken niks nie. Maar Jesus kom en hy sê, jy is myne in Jesaja 43:1. Jy is myne. As jy syne is, het niemand anders die autoriteit om vir jou te sê, jy is 'n niks nie. Die vyand sal sê, ja, maar dit wat jy in jou verlede gedoen het, jy sal nooit verander nie. Hoekom probeer jy verander? Dan kom Jesus Christus en hy sê, jy, my kind, is 'n nuwe skepping in 2 Korintiërs 5:17. Die ou ding het verbygegaan, kom ons kyk wat voor ons is. Ons trek nie na wat terug is, ons trek soontoe. Ons hou nie aan die verlede vas nie. Want die verlede is van, jy is 'n niks nie. Die verlede sê, jy kan nooit verander nie. Vir al die onderwysers op skool. Maak my so hartseer as hulle vir 'n kind sê, jy, neem maar net deel om die span vol te maak. Daai kind het ook 'n longing om te sê, ek wil ook net so graag belong. Dan sê jy, ag, speel maar net saam rugby net om die span vol te maak. Ons speel maar net saam netbal om die span vol te maak. Maar die hele game raak jy nie een keer aan die bal nie. Is daai nie seer nie? As 'n kind wil jy ook voel, my ma en my pa is lief vir my. Maar vandag het ek seker die beste pa. Amen. By ons. Papa, Abba Vader in die hemel. Amen. Dis die beste pa wat ek ooit kon gevra het. Maar ek het ook net so 'n amazing skoolpa. As jy 'n pa het wat vir jou leer van Jesus, weet jy is op die regte pad. Ek weet, ons mense wat se ouers nie die voorbeeld was nie. Jy het nie in Jesus jou pa gesien nie. Maar hoor mooi, Jesus kom, en hy kom herstel wat jou pa of jou ma gefouteer het op. Ons moenie vashou
aan dit wat was nie. Maar ons moet vashou aan Jesus, wat is en wat kom. Ons identiteit word nie gebou op wat met ons gebeur het nie. Dit word gebou met wie Jesus in jou lewe is. Dink vir 'n oomblik aan ou Dawid. Wie het al die storie gehoor van Dawid? Hy was 'n klein mannetjie geweest. Almal het gedink, ag, wat hierdie ouetjie is niks nie. Hy's goed genoeg net om skapies op te pas. Dis al waarvoor hy goed genoeg is. Julle is welkom die storie in 1 Samuel 17 te gaan lees. En almal het net hierdie groot reus gesien. Hy het elke dag seker al gestaan en geroep, ja. Vat hy so 2 of 3 ouetjies en doen hy bietjie push-ups en op die kuite, 2 ouens is hy kuite vasgemaak. Maar hy is 'n groot seun. Maar Dawid het nie omgekyk vir sy grootte nie. Dawid het hom gekyk hoe groot sy God is. Hierdie reus het daar gestaan. Maar my God is groot. Jy kan miskien poppos hê soos wat lemoene. My God is sterker as jy. Dis wie ons dien. Toe kom Saul. En hy sê vir Dawid, jy moet my wapenrusting vat. Nou dink ek hierdie klein, ek is 'n prentjie mens, so dink ek hierdie klein mannetjie met hierdie groot skild, met hierdie borsharnas, in hierdie klein lyfie. Nou wil ek vir jou vra, kan jy met iemand anderste se wapenrusting werk? Nee, jy gaan nie kan. Julle ken hierdie ouens wat, dit is basketbal of basketbal, hy wat hulle mos mekaar so staan. Dus ek mos trek mos sulke groot goed aan. Sulke shoulder pads. Voetbal, wat? As jy nie daardie shoulder pads vir jou gebou is nie, gaan jy met dit kan werk. Gaan jy met dit kan speel. Want jy gaan begin draai, dan sê jy oor jou kop. Want as dit te klein is, as dit te groot is vir jou. As dit te klein is vir jou, gaan jy nie eers jou arms kan beweeg nie. Die les is eenvoudig. Jy kan nie iemand anders se wapenrusting dra en jou eie roeping probeer uitleef nie. God het jou geroep met jou wapenrusting vir jou doel. Ek kan nie my vrou se wapenrusting vat en met haar wapenrusting wil die fight nie. Want sy is bietjie kleiner as ek. Ek gaan so staan. Ons is stop mannetjie wees. Hoor wat ek sê. Dis jou verhouding met die Vader gaan jou fights wen. God het nie vir elke een wat hier so sit geroep om my iemand anders te wees nie. Hy het jou geroep om in Christus jouself te wees. Jy hoef nie te verander om iemand anders te please nie. Dieselfde werk het in 'n verhouding. Wanneer iemand anders te verander om by hom of haar te pas en dit is nie goed nie, is dit nie 'n goeie verhouding nie. Ja, maar pastoor, yster slyp yster. Ja, jy gaan nie verander slegter af nie. Jy gaan verander vir die goeie, vir die beter. Jou sekerheid is nie jou vermoë, jou posisie of hoe sterk jy voel of lyk nie. Jou sekerheid moet wees, behoort ek aan Jesus.
Wanneer jy weet aan wie jy behoort, verander dit hoe jy jou gevegte gaan begin hanteer. Elke geveg gaan nie wees nie. Elke geveg gaan nie wees. Jy gaan begin mense vergewe. As iemand jou seer gemaak het. Amen. Van die wêreld wil hê, as iemand jou seer gemaak het, ek gaan nou eers 'n bietjie seer maak. En jy gaan nie met hom koffie drink nie. Jy wil hom met hierdie goed seer maak. Nee. As iemand jou seer gemaak het, draai aan 'n kant. Wil iets vertel van PW was, my seun was standaard 4 gewees. Hulle kies hom as hoofseun, einde standaard 4. En daar is sy maatjies wat sy hele laerskoolloopbaan by ons huis gekuier het naweek vir naweek. Toe hulle hom kies as hoofseun, draai al sy maatjies so van hom weg. En hulle begin hom slaan, soos 'n fisies slaan. En die kind wat hy is, die een was klein gewees, sy hele tot hier standaard 9 gewees, was hy kort gewees. Maar die seun wat hom toe afnou, is 'n groepie, wat almal langer as hy is. Die een seun was daai tyd, standaard 5 so lank soos ek. En hy slaan hom. En hy vra vir PW, nou wat gaan jy nou doen? Hy sê, gaan my ander wang draai. En hy slaan hom op die ander wang ook. Toe ek dit hoor, ek was eers kwaad, toe sê ek, 'n hart wat gebreek is. Om te dink, 'n kind van daai ouderdom doen iets wat die Bybel sê. Draai jou aan 'n wang. Dis dieselfde, wanneer iemand jou seer gemaak het, draai jou aan 'n wang en loop weg. Moenie wil een shot kry. Of die laaste sessie. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Let op, dit staan staande. Soms is dit die grootste oorwinning vir my en vir jou, is om staande te bly. Is om nie te vlug nie. Want wanneer alles rondom jou begin beweeg, staan. Wanneer mense jou verwerp, moenie gaan lê, staan. Want ons is mense so geneig wanneer iemand ons verwerp, waar ons in 'n hoekie gaan sit en in mekaar kruip en onsself jammer kry. Ja, dit maak seer, maar bly staan. 'n Geestelike warrior is nie iemand wat nooit seer kry nie. Ons kry seer. Dit is iemand wat selfs wanneer dit seer is, na Jesus toe gaan. Ek en jy val, maar ons bly nie lê nie. Ons mag huil. Net vir al die paas, as jy nie kan huil nie, sê vir my, dit is om jou. Om so aansteek om te huil. Dat is groot gemaak, Cowboys don't cry. Hoekom hy nie? Hoekom? Maar die dag, toe ek 'n pa ontmoet, wat vir my sê, my kind, kom huil nie met my.
'n hemelse Papa, 'n Vader, 'n Appa Vader. Amen. Kom huil net by my, stort net jou hart uit. Want alles moes hier binne ingehou geword het. Alles, alles. En toe ek my skoonpa ontmoet en ek sien hy huil ook, toe weet ek nie, dan huil ek ook. Amen. Want hoekom moet ons daai emosie binne hou? Hoekom moet ons daai seer hier binne hou? As dit moet uit, moet dit uit. Galasiërs 3 vers 27 sê, want julle almal wat in Christus Jesus gedoop is, het julle met Jesus, met Christus bekleed. Amen. Dus wanneer jy swak is, gaan jy na Jesus toe. Wanneer jy bang is, gaan jy ook na hom toe. Wanneer jy moeg is, gaan jy Jesus toe. Wanneer jy goed voel, gaan ook na hom toe. Jou krag lê immers nie in wat jy dra nie, maar in wie jou dra. Wie dra jy elke dag? Elke oggend as jy opstaan, en jy begin jou klere aantrek. Ons trek nooit die wapenrusting uit nie. Ek gaan vir julle Efesiërs 6 vers 14 lees tot 18. Wat sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord met die borswapen van die geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Vers 18 sê, terwyl julle dit met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in die Gees, hoor mooi, in die Gees bid, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Amen. As die woord sê, begin in die Gees bid. Begin in die Gees bid. Want dis 'n gesprek tussen jou en God. As jy in jou moedertaal bid, as ek dit so kan sê, in Afrikaans of Engels of Swati of Zulu, wat die vyand verstaan dit. Maar wanneer jy in die Gees bid, bid jy tot God, want God is Gees, die vyand verstaan nie dit nie. Die woord sê bid in die Gees. En elke oggend, wanneer jy hierdie klere aantrek, skuif bietjie reg. Want jy het 'n wapenrusting. Dink aan Dawid. Hy het nie met iemand anders se wapenrusting gaan fight nie. Hy het met sy eie. Jy as kind van God, veg met jou wapenrusting. Nou wil ek dit so sê, in plek. Help nie jy wel veg met jou wapenrusting is nie reg nie. Jou wapenrusting is skeef nie. Begin veg met jou wapenrusting reg. Die wêreld sien dalk net 'n warrior. 'n Warrior met al hierdie groot spiere. Maar laat ek julle ietsie vertel vandag. Ek het al menigte groot ouens wat baie gym. Groot mans, groot.
maar hulle hart so klein. Weet jy hoekom is 'n hartjie so klein? Want dit 'n hart van Christus vir sy medemens. Hy wil nie alles in die lewe regslaan nie. As jy met hom praat, kom jy agter my joh. Wat 'n kind van God. Want God het gekom en hierdie harde hart wat net alles wou regslaan, hierdie harde hart wat net alles wou regmaak met geweld, het hy kom uithaal en 'n vleeslike hart ingesit. Om 'n hart vir sy medemens te hê, om 'n hart vir iemand daar buite te hê. Vir my en vir jou, om as kind van God die ander wang te draai, moet ons hart hê, soos Christus. Want as ons 'n harde hart het van klip, gaan jy nie toelaat dat 'n ander wang gedraai word nie. Jy gaan miskien nie aanhou so 'n ander wang vir hom draai. Maar dis nie wat God ons voorgemaak het nie. God het nie vir my en vir jou gemaak. Hy het ons nie gevorm in moeder se skoot om met geweld alles te wil regmaak nie. Hy het ons gemaak om met liefde reg te maak. Vir nou so vra vir elke een. Wanneer laas het jy iets vir iemand anders te gedoen wat jy nie ken nie? Ek praat nie van geld gee nie. Ek praat nie van kos gee nie. Wanneer laas het jy 'n ou tannie wat loop met 'n sakkie, gesê tannie, kan ek nie daai sakkie vir jou dra nie? Ek weet, sy gaan dit miskien nie toelaat nie. Want vandag se tyd waarin ons leef, die mense so geneig om die ou mense uit te pyp. As hulle vir hulle goed gee om te help dra, hardloop hulle weg. Maar mag jy wanneer jy vra, daai tannie Jesus in jou sien en sê, my kind, ja, jy kan help. Dat sy Jesus sal sien. Nie iemand wat wil nakom of wil leed aan doen nie. My en jou werk is baie meer as net om te wil fight met hierdie. My en jou werk is om te fight op ons knieë. Jy wil dit miskien nie hoor nie. Maar wanneer jy begin veg op jou knieë, word die aanvalle meer. Die mense wil dit nie hoor nie. Dat ek jou vandag sê, dis nie maklik. Dis nie maklik nie. Want jy kry druk van alle kante af. Maar, daar is Jesus. Kom ons sit so, ons net ons hier. Hemel Vader, dis 'n voorreg wat ons het om u kind genoem kan word. Vader, dankie dat ons dankies kan neerwees. Vader, u voorsien vir ons wanneer ons nie eers vra nie. Maar Vader, vir dit wil ek net kom sê dankie. Dankie. Vader, ons wil nie met trotse harte staan, dat ons nie kan sê dankie nie. Vader, u is in beheer. Here Jesus, my gebed is nou, dat elke persoon wat hierdie woord hoor, 'n besluit sal maak, om te sê ek
wil verander. Ek wil goed doen vir my medemens. Ek wil, as iemand my leed aangedoen het, vergewe. Ek wil, as iemand my te nagekom het, al is dit 'n ouer, al is dit 'n oom of 'n tannie of 'n ma, of 'n boetie of 'n sussie, om sê, Here, ek wil vergewe. Ek wil nie vashou aan dit wat in die verlede gebeur het nie. Ek wil vashou aan U. Want jy het 2 hande. Hoe kan jy aan Jesus vashou met alles, as jy een hand jou verlede sal moet deursteek? Wil jy, as jy sukkel, daar waar jy nou sit, om iemand te vergewe in jou verlede, wil ek jy moet net jou hand opsteek, ek kan weer aan sak. Dis welkom jou hande te laat sak weer. Hemelvader, U het elke hand gesien wat opgaan. Ja, dit is moeilik om die seer wat daar gemaak is, net te kan vergeet. Hemelvader, dankie dat ons nou kan kom en sê, Here, met U wil ons al 2 ons hande vashou. Met U wil ons alles wat ons het vashou in U. Maar Vader, soos ons nou, as jou hand net kan vorentoe, vat al 2 hande net so vorentoe. Vader, soos ek nou my hande al 2 vorentoe vat, Vader, wil ek dit wat in die verlede was, los, want ek kan nie met al 2 my hande voor vashou, as ek met een hand my verlede saamsleep nie. Vader, dankie dat U 'n goeie Vader is, om ons te kan help, om dit te kan vergeet, en te kan vergewe, dit wat in die verlede was. Dankie dat U nou kom, en daai seer, in Jesus se naam, kom heel maak. Dankie dat U harte kom verander. Harte wat sukkel om te vergewe, om 'n hart te kan maak wat kan vergewe. Want U is die weg. En U is waarheid. Ons kan nie in die waarheid wil leef, as ons die verlede saamhou nie. Want lig en duister, nie. Dankie Vader, vir lig op elkeen wat hier so sit vandag, se pad. En U is ons elkeen se voorsiening van menigte goed. Van gesondheid. Wil ek eers te sê vandag, gesondheid. Dankie dat deur Jesus se wonder vir elke een wat hier so sit en so ook hierdie woord hoor, daar genesing is in Jesus Christus se naam. Amen. Jesus kom en hy verander. Hy kom en hy maak heel. En dankie Vader vir 'n awesome klomp mense. Vader, mense wat lief is vir U. Mense wat se harte verander het vir U. En dankie Vader. Ek weet ek sê baie dankie. Vader, U ken my hart. U ken my hart ook om ek dankie sê. Mag elkeen wat hierdie woord gehoor het, uitgaan vandag
en 'n verskil maak daar buite. Dis my gebed in Jesus se kragtige naam. Amen en amen. Amen.